Alhoewel temperature begin daal, lyk dit nog nie of daar swaar ryp gaan voorkom tot voor ten minste die middel of teen die einde van Mei maand nie. Welkom by hierdie week se weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ons het die afgelope tyd baie reën gehad. Eerstens in die eerste week hier van April het groot dele van Mpumalanga en Gauteng reën gehad wat water na die Vaalriviersisteem afgevoer het. En op die kaart van 6 tot 12 April kan ons sien dat daar ook tussen 100-200 mm reën oor veral Noordwes-provinsie, dele van die Vrystaat voorgekom het, wat omtrent alles na die Vaalriviersisteem toe afgeloop het. Kyk ons 'n bietjie na die Oranje riviersisteme, was daar minder water, en dit is een van die groot redes hoekom daar nie grootskaalse vloede is in veral die benede Oranje rivier nie. Daar kom 'n klomp water in die Vaalriviersisteem, maar die Gariepdam en Van der Kloofdam het tog 'n bietjie terughoudende effek, want as hierdie twee stelsels saam baie water in die rivier sou afloop, kon dit 'n groot probleem veroorsaak het. Temperature begin ook skerp afneem. Hierdie is die laagste temperature, hier van 6 tot 12 April, en kan ons sien die groen gedeeltes, die donkergroen onder 5 grade, en die bietjie donkerder skakering, hier tussen 5 en 10 grade. So nog nie regtig ryp nie, maar dit is groeibeperkende temperature wat voorkom. Wat reënval betref, daar is nog 'n redelike klompie reën op pad, tot omtrent hier by die 23ste, 24ste April, maar van die week daarna lyk dit tog asof minder reën kan voorkom. Ongelukkig, die tipe stelsels wat voorkom, kan vir ons kol baie swaar reën gee. Afsny laagdrukstelsels, ons het gesien wat in die Kaap gebeur het, baie swaar reën, en hier is 'n voorbeeld van een rondom die 24ste April, hier oor die Noord-Kaap, en hierdie is later in April, wat ons sien hier meer na die suidelike dele van die Kaap, en dan ook hier oor Noordwes-provinsie. Hierdie is nie baie geografies spesifiek nie, maar dis die tipe van stelsels wat voorkom. En as so iets nog in die opvanggebiede van die groter damme gaan voorkom, bly daar steeds 'n redelike groot vloedgevaar. Temperature, hierdie is vir die volgende week, sien ons dat daar nog bo-gemiddelde temperature gaan voorkom, oor die grootste deel van die land, behalwe oor die Drakensberge, waar daar so 'n bietjie ligte sneeu al voorgekom het hier rondom 15 April se kant. Maar bo-gemiddelde temperature. En dit lyk ook asof ons rypdatums maar redelik later gaan wees, eers hier van die, kom ons sê die tweede deel van Mei, laaste deel van Mei. Hoekom reën dit nog so baie? Seetemperature in die Stille Oseaan het begin afplat, maar een van die indikators, die suidelike oscillasie indeks, bly nog steeds op hoë vlakke of La Nina vlakke. Ons kan sien die rooi lyn, en op 'n skaal van -30 wat sterk El Niño is, en +30 sterk La Nina, staan ons vir die afgelope week of 2 op so ongeveer tussen +10 en +11, wat so 'n matige La Nina is. En vir hierdie tyd van die jaar is dit 'n redelike sterk sein vir reën. So opsommend, ons nog reën moontlik oor die somerreënvalgebied, maar dit begin minder word. Die gevaar bly dat afsny laagdrukstelsels of kleiner, meer intense stelsels met swaar reën bykans enige plek in die land kan voorkom, en ons moet maar voorbereid wees daarop. Alhoewel temperature begin daal, lyk dit nie of daar swaar ryp gaan voorkom voor ten minste die middel tot einde van Mei nie. So mooi loop, lekker boer.
Hierdie video's word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Julle is ook welkom by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek sit al die skakels na die groepe as ook ons sosiale media platforms, Facebook, YouTube en ons website ook in die beskrywings onderaan. Ja, daar is natuurlik ook baie ekstra verslae wat jy kan gaan aflaai verniet. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.